baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Johannes 20:21, daai bekende woorde, Jesus wat vir sy disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nou wonder mens, waarvoor stuur Jesus hulle? Wat moet hulle gaan doen? En dan weet ons mos nou, binne die konteks van die Nuwe Testament en van die ander evangelies, hulle moet gaan om die goeie nuus van Jesus se verlossing te gaan vertel. Hulle moet dit wêreldwyd, moet hulle die goeie nuus van die verlossing gaan vertel. Maar wat hier interessant is, as ons na Johannes 20 of Johannes 21 vers 2 kyk, dan sien ons 'n baie interessante ding. Ek wil net gou daai vers vir jou lees. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander was daar saam. En is hierdie groep vir wie Petrus dan nou sê, ek gaan visvang, en hulle sê, ons gaan ook. Dis die groep, dis deel van die groep, vir wie Jesus hierdie verskriklike groot opdrag gee, om te sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. As ons mooi oor hierdie groep begin dink, dan is dit eintlik 'n baie interessante groep vir wie Jesus die opdrag gee. As ons na Rob Bell se video Dust kyk, dan beskryf Rob Bell dat hierdie vissermanne is deur die kerk van destyds afgekeer, of deur die kan ons sê, die skoolsisteem van destyds afgekeer, om nie verder te gaan as net die gewone lees en skryf, en daai tyd het jy die eerste 5 boeke van die Ou Testament uit jou kop uit moes leer. Maar dit was hulle skoolopleiding. Dis al wat hulle geleer het. Hulle is nie gekeer om verder te studeer nie. Hulle is nie gekeer om op die ou end rabbies te word nie. Hulle is nie goed genoeg nie. Hulle is net te doodgewoon. So volgens Bell, die feit dat hulle vissermanne was, beteken dat die destydse geleerdes gesê het, baie dankie dat julle gekom het, maar nou dat julle basiese skoolopleiding ondergaan het, kan julle teruggaan na julle familiebesigheid toe. Julle kan gaan visvang. Doodgewone mense. Maar as ons bietjie dieper kyk, dan is dit verder interessant, want wie is Petrus? Petrus het nie lang voor hierdie gebeure nie, het hy 3 keer baie intens gesê, ek ken hom nie. Hy het vir Jesus verloon met 'n passie. Thomas is die man wat gesê het, as ek nie my hande in sy sy steek, as ek nie my vinger in die gate van die spykers druk, dan sal ek nooit glo nie. Thomas die twyfelaar. Jakobus, Johannes, seuns van Zebedeus, Jesus self gee vir hulle die byname, die seuns van die donder. Dis mense wat hulle meer maklik verloor het. So behalwe dat dit gewone mense was dit nog mense wat hulle foute gehad het, tekortkominge gehad het. Vir hulle sê Jesus, ek stuur julle. Het jy dalk ook al doodgewoon gevoel? Het jy dalk al gevoel, jy's nie goed genoeg nie, jy word nie raak gesien nie, jy's dalk 'n doodgewone skoolier, student, pensionaris, administratiewe klerk, noem dit maar op, doodgewoon. Jesus sê, jy's dalk doodgewoon in die wêreld, maar jy's goed genoeg vir my. Jesus stuur manne en vroue wat in die wêreld se oë doodgewoon is, stuur hy om die goeie nuus te verkondig, want hy sê vir my
Is jy goed genoeg? 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.